U is God. U is God almagtig. U is. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, awesome, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwen kom en gaan, en tyd is in sy hand. Begin en die einde, begin en die einde. Die Godheid, drie in een. Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam. Ek wil julle elkeen net hartlik welkom heet hier. Dis nie 'n lekker dag om hier by mekaar te kom nie. Ek weet julle harte is seer en mag die Here julle vanoggend vertroos. Mag hy met julle elkeen wees. En ek self is dankbaar dat ek vir Marianne kort tydjie kon geken het. Maar ek weet sy los 'n groot leemte in baie mense se lewens. En ek bid dat die Here daadwerklik hier met julle elkeen sal wees. Voor ons voortgaan is daar so 'n slideshow wat hulle voorberei het vir Marianne. Ek dink hy gaan seker op een van die borde wees. En as dit klaar is, dan sal ons net 'n gebed doen. Kom ons speel die slideshow. If my heart could tell a story, if my life would sing a song, if I have a testimony, if I have anything at all, no one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. And when I'm old and gray and all my days are numbered on the earth, let it be known, in you alone my joy was found. Oh, my joy, my joy. Let my children tell their children
Let this be their memory, that all my treasure was in heaven, and you were everything to me. No one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. And when I'm old and gray and all my days are numbered on the earth, let it be known, in you alone my joy was found. I found my joy. I'm still in love. You're still enough for me. Still all I want. You're still my everything. I'm still you're still enough for me. Still all I want. You're still my everything. No one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. And when I'm old and gray and all my days are numbered on the earth, let it be known, in you alone my joy was found. La, 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 la. La, 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 la. Ek loop in die straat met my eie gedagtes. Ligte flits, maar ek voel nie die pyn nie. My voetstappe weer klank in kamers van stilte. Sal iemand onthou wie ek was? As ek val in die donker van môre, sal jy nog my naam onthou? As ek môre nie meer hier is, sal julle hoor my jou. Sal my stem nog dryf in die mis, of verdwyn ek net in stilte? I'm in a season of my life right now where the only option I have is trusting God. I don't have a plan B. Like, God is literally my plan A through Z. Come up to me, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are.
Die skyfies vertel die hele verhaal. Dat iemand in so kort tyd sulke diep spore kon trap. Maar jy het goeie herinneringe gehad. Maar sy is ook deur baie na kort lewe. Kom ons doen 'n gebed. Ons almagtige Hemelse Vader, dis in oomblikke soos die, wat U naby ons is. Dis in oomblikke soos die, wat ons U die meeste nodig het. Dankie dat ons op U kan vertrou. Dankie op die hoop wat U in U woord vir ons opgeskryf het, wat nie 'n fantasie of 'n mite is nie, maar Heer, dat dit 'n werklikheid is. U woord is lewend en U woord kan lewens transformeer. En U woord kan ons hoop gee. Heer, ons bid dat U in hierdie diens tot elkeen se harte sal spreek. Dat U Eddie sal versterk en vertroos en hom hoop sal gee. En Heer, dat hy sy hand nog stywer in U hand sal hou. Ek bid vir die familie. Ek bid, Heer, vir die susters, die vriende, die ma, almal wat hier agtergelaat is, almal wat 'n leemte voel. Mag jy hulle toevou in U liefde in hierdie oomblik. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ek het 'n ouer gewoonte om, as iemand guts het, om 'n goeie herinnering te deel, om 'n herdenking te deel as jy wil. Maar moenie obligated voel nie. Maar ek gee so 'n oomblik voor my preek gewoonlik, as iemand net iets wil sê. Of as jy net iets vir Eddie wil sê. Of net 'n herinnering wil sê. Wil Tannie, ek sal vir Tannie die mikrofoon bring, hy is hier agter. Tannie kan nie voor kom staan, maar ek bring hom vir Tannie onder toe, en hoef Tannie nou nie op die trappe te klim nie. Eddie Pretorius, jy het mooi na my dogter gekyk. Ek is trots op jou. Jy's 'n eer en regte man vir haar gewees. Nog al die jare, ek sal nog kom kuier. Ek sal jou nie wegstoot nie. Jy's hier in my hart vir ewig en altyd. Jy's alles gewees vir Mariaatjie. Alles in haar lewe en in myne. Ek sal jou nooit wegstoot nie. Onthou dit. Boetie, net vir jou sê, min mense het al deurgegaan die dinge wat jy al deur was in jou lewe, maar onthou net, die Here hou die toughste battles vir sy sterkste kinders, en daar is 'n rede, en hy sal jou nie deur iets sit, waardeur hy jou alleen laat gaan nie. Hy sal jou die krag gee om deur alles te kom vir jou en jou familie. Hy sal jou nooit alleen los nie. Love you. Van die Pretorius familie. Ek het die eer gehad om jou broer te kon wees vir baie jare. En my sussie, sommer die jongste Boetie. Boetie, dis nie maklik nie. Ek het daar toe geruil, ek was op skool. Ek het na hom gesien, ek het help groot maak. Sy was nie net 'n sussie nie, sy was soos een van my eie kinders. Die Here het die mooiste engel gemaak. En ek weet, haar stryd met kanker
En alles wat sy hier is, was nie maklik nie. Die kinders, haar ewe beeld, en haar sterk jong man, Heidi, Jelena, mamma kyk af op julle, en tannie dink ons sal altyd hier wees vir julle. En die Pretorius familie is vir die res van my lewe deel, en soos Marion ook. En ons vra God, dat hy julle sal dra deur hierdie tyd. En my sussie, dis die wat ek wou gehad het nie, maar jy was in my lewe, en jou stem het stil geword. Ons het nog gepraat die vorige aand voor jy oorlede is, en jy het gesê, sal môre vir my tik, en daai môre het nooit gekom nie, en het sal ook nie kom nie. Maar ek weet, jy is op 'n beter plek, want jy nog aan die wou nie meer nie. My baba sis, mag jy rus in vrede. En weet ek gaan jou sê, baie bid. Here, asseblief, beskerm my sussie, waar sy is. Saam met almal wat haar lief het, en my kind, Sabrina se kind. Here, wees net sommer, laat sy weet en op ons afkyk vandag, en ons pyn sien, en sy gemis gaan word. Oh no, dis toetsiens. Dis net dat ek jou weer sal sien, my sussie. Alhoewel ons verwag dat die dood eendag sal kom, voel dit altyd onverwags as dit kom, veral as iemand soos Mariaan op 36 oorlede is. Wanneer dit kom, bring dit hartseer, rou en 'n intense gevoel van verlies. Een oomblik was Mariaan nog met ons en die volgende oomblik is haar plekkie leeg. En sommige van julle kan dalk vra, moes ek meer daar gewees het? Het ek genoeg tyd saam met Mariaan spandeer? En 'n mens kan selfs oorweldig voel deur al die onbeantwoorde vrae. Maar selfs ek is dankbaar dat ons vir Mariaan 'n kort tydjie kon geken het, toe hulle daar in Palaborwa was. Wat vir ons amazing was, hulle was mense wat ons kerkie op Facebook ontdek het. En hulle het ons kerkie kom bywoon, en alhoewel Eddie baie gewerk het, was Mariaan getrou daar gewees, saam met Eddie en Elena. Ou Eddie was daar in ons sabbatskool klassie gewees. En ons het dit geniet toe julle daar by ons was. Ons het vir Eddie julle 'n paar keer gaan besoek daar by die huis. Ons het saam met hulle gebid daar in die huis. Ek onthou jy het nog gevra, kan ons daar kom bid by julle huis? En wat vir my amazing was Mariaan se soeke na 'n hegter verhouding met Jesus. Eddie hulle het toe weggetrek hier na Kimberley toe, maar ek is dankbaar dat ons kontak kon gehou het. Ek is dankbaar dat my vrou kontak gehou het met Mariaan, en waar ons saam kon gebid het, deur haar paadjie met kanker ook.
Ons het gesien hoe sy hare gehad het en nie hare gehad het nie. Ons het gesien hoe sy deur die golwe van positiwiteit en partykeer selfs depressiwiteit gegaan het. Maar ons is dankbaar dat sy ons vertrou het om saam met haar te bid. Daar was 'n tyd wat sy vir ons gevra het, bid asseblief vir Eddie, sodat hy werk kan kry. En dit was nou die werk wat hy gehad het, wat hy gekry het in Kongo. En dit sê vir my, God het jou baie lief. En God het jou gesin baie lief. Want hy het toegelaat dat jy weer werk kry. Dat jy vir jou gesin en jou familie kon voorsien. Eddie, ek wil hê jy moet vashou aan Jesus. My preektitel se naam is Jesus het geween. Sien, ons hoef nie alleen te ween in tye soos die nie. Jesus het ook die hartseer gevoel wat die dood bring ervaar met baie mense toe hy hier op aarde was. Luister na wat sê die kortste teks in die Bybel. Johannes 11:35. Jesus het geween. Die vraag is, hoekom het Jesus geween? Hier in Johannes hoofstuk 11 het ons die verhaal van Jesus wat uitgevind het dat Lazarus siek is. Lazarus was die broer van Maria, daardie Maria wat hom gesalf het met olie en sy voete afgedroog het met haar hare. Daardie Maria was Lazarus se suster. Die ander suster se naam was Martha gewees. Hulle was vriende van Jesus en hy was baie lief vir hierdie familie gewees. Nou 2 dae na hy uitgevind het dat Lazarus siek is, het Jesus vir sy disippels gesê, kom ons gaan na Judea. Kom ons gaan na Lazarus toe, want ons vriend is oorlede. Ons lees daarvan in Johannes 11 vers 11 en daar staan, dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend slaap. Maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disippels het hom verkeerd verstaan. Hulle sê, Here, as hy slaap, sal hy tog gesond word. Jesus se disippels het nie verstaan dat hy sê, eintlik Lazarus is oorlede nie. Want dit is mos wat gebeur. As jy siek is, gaan slaap jy 'n bietjie meer en dan word jy gesond. Dis wat hulle gedink het waarvan Jesus praat. Maar Jesus het gespreek van Lazarus se dood. Terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. Toe sê Jesus vir sy disippels ronduit, Lazarus is dood. Watter tragedie! Jesus en sy disippels se vriend Lazarus is oorlede. Die familie wat Jesus so lief gehad het, was hier in rou gewees. Met 'n intense verlies in hulle lewens, soos wat julle vandag ervaar. Dit het Jesus en sy disippels ook ervaar. En dit het daai familie ervaar. En toe Jesus daar in Judea aankom, was Lazarus klaar 4 dae oorlede. Maar Martha het uitgevind dat Jesus op pad is, en toe sy hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Onthou julle vir Martha? Martha was die werkskaffer gewees.
In Lukas het ons daai verhaal van Jesus wat daarna Martha se huis toe gegaan het. En Maria het by Jesus se voete gaan sit om te luister na die verhale oor verlossing. Maar Martha was besig gewees. Sy was 'n regte werkskaffer gewees. Moontlik besig om die voedsel voor te berei vir die ete saam met Jesus en sy disippels. Nou toe ek hierdie verhaal van Martha lees, die werkskaffer, het dit my laat dink aan Mariaan. Ons het 'n dag daar in Palaborwa gereël, waar die gemeente lidmate kom help het om die kerk so 'n bietjie op te ruim. En ons het so 'n bietjie die tuin ook mooi gemaak, so ons het almal gevra, bring van julle vetplante en julle laafveldlelies en wat ook al, en ons kom plante daar in die tuin, alles wat nie baie water nodig het nie. Maar Mariaan het gesê dat sy is bereid om weekliks vir ons hierdie tuin nat te maak. Dis dalk iets kleins. Iets kleins wat iemand kan aanbied. Maar dit het 'n groot indruk gemaak. Partykeer is dit klein goedjies wat ook groot indruk op mense se lewens maak. Nou terwyl Jesus nog op pad is, daarna Lazarus se huis toe, en om die mense te gaan vertroos, het Martha hom tegemoet gegaan op die pad. En Martha sê vir Jesus, Here, as U hier gewees het. Klink dit soos vrae wat baie keer in ons harte opkom. Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Jy sien, Martha het geweet hoeveel mense Jesus genees het. En sy het in haar hart gedink, as Jesus tog net hier was, kon Lazarus ook genees gewees het. Sy het geweet, Jesus het die mag om haar broer ook te genees. Dit was moontlik die gesprek wat Martha en Maria daar in die huis gehad het, toe Jesus op die pad is. En bo op haar hartseer kan 'n mens hierso hoor, dat sy ook kwaad is dit nie? As jy hier was, Here, as jy hier was. Ons selfs as Christene het hier die vraag. Hoekom? Hoekom nou? Hoekom so jonk? Ons kan selfs, soos Martha, 'n vraag in ons hart hê, Here, waar was U? Hoekom kon hy haar nie net genees het nie? En dit is oukei om hartseer te wees. Dis oukei om kwaad te wees. Dis alles deel van die rouproses. Alles gebeur nie altyd in dieselfde volgorde nie. Party mense is dadelik kwaad. Ander is eers intens hartseer met daardie verliesgevoel in hulle lewens en dan later word hulle kwaad en dis oukei. Dis oukei, gaan deur daardie proses. Maar een ding wat ons verseker van kan wees, is dat God ken die einde van die begin af. God het Mariaan se lewe geken. Van die begin af het hy geweet wat die einde gaan wees. God het Mariaan beter geken, Eddie, as selfs jy as 'n man. God het haar hart geken. God het haar diepste ervarings en hinkerings geken. God het geweet wat in daardie liggaam van haar aan die gang was.
Ons sien net die oppervlakkige deel. Ons hoor net wat die dokter op die einde sê. Maar God weet wat in daardie liggaam aan die gang was. Johannes 11 vers 22. Maar selfs nou weet ek, sê Martha vir Jesus, alles wat u van God vra, God u sal gee. Jy sien, ten spyte van Martha se hartseer, ten spyte van haar woede dat Jesus nie daar was nie, het sy nog steeds haar geloof in Jesus gehad. Sy het haar hand nie uit Jesus se hand laat glip nie. Dit is wat ek vanoggend vir julle ook wil vra. Ten spyte van die hartseer, ten spyte van die kwaadheid wat dalk in jou is, ten spyte van die verlies wat jy ervaar, omdat Mariaan so 'n jong vrou was vir Eddie vir jou, 'n ma was Eddie en Elena, ten spyte dat sy so jonk oorlede is. Hou jou geloof in Jesus. Moenie jou hand uit sy hand laat glip nie. Hoe antwoord Jesus Martha? Hoe het Jesus Martha geantwoord? Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Eerstens vir Martha self, sê hy dit omdat hy geweet het, hy gaan Lazarus opwek. Maar vir ons sê hy dit om ons hoop te gee, dat daar wel 'n opstanding is. Jesus gee Martha die hoop van die opstanding, en Martha het geglo in die opstanding, en sy het geglo soos hierdie Bybel dit vir ons leer. Hoor wat sê Martha vir Jesus. Ek weet dat hy sal opstaan. Wanneer? In die opstanding van die laaste dag. Martha het geglo in die opstanding van die laaste dag. Dat by die wederkoms van Jesus die grafte gaan oopgaan en dat ons wat in die lewe oorbly herenig gaan word met ons geliefdes en daar 'n groot reunie gaan plaasvind. En ons saam met hulle die Here tegemoet gaan in die lig. Paulus het daardie dag vir ons in kronologiese volgorde beskryf in 1 Korintiërs 15 vers 22 tot 23 en daar staan, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar Paulus stop nie net daar by die algemene hoop nie, hy gee vir ons die volgorde. Maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort, wanneer? By sy koms. Daar kom 'n dag, en dese belofte vir elkeen van julle, dis 'n belofte van Jesus self. By sy koms gaan daar 'n groot reunie plaasvind. By sy koms gaan daar 'n groot reunie plaasvind. In die kommentaar staan daar hierdie. In die verduideliking van die proses van dood en opstanding verwys Paulus 2 keer na almal van die mensdom. Eerstens, almal sterf in Adam en almal sal lewend gemaak word in Christus. Die eerste almal is maklik verstaanbaar, maar in watter sin sal almal lewend gemaak word in Christus? Paulus het hier nie 'n soort universele verlossing van beide regverdiges en die goddeloses aangevoer nie. Alhoewel sy fokus in hoofstuk 15 op die opstanding van die gelowige is sy terminologie hier algemeen genoeg om te wys na die finale opstanding wat sal lei tot die ewige lewe vir die wat God gevolg het. En 'n opstanding van die veroordeling vir diegene wat nie hom gevolg het nie. Na Jesus met Martha gesels het Martha teruggehardloop huis toe en sy gaan roep toe
Maria. En toe die Jode wat by haar in die huis was, dis nou Maria, en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê, sy gaan na die graf om te gaan ween. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, en hierdie is hoekom ons weet, daar was 'n gesprek tussen Martha en Maria in die huis gewees. En sy sê vir hom, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar dan sien ween, en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, wat het Jesus gedoen? Hy het geweldig bewoog geword. Jesus ken julle pyn. Jesus ken die verlies wat julle ervaar. En dit sê, hy het geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. Hy was ook kwaad omdat hier so 'n ding soos die dood is. En hy sê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. En Jesus het geween. Jesus het gehuil. Dis oukei om te huil, as jy verlies ervaar. Dis oukei om te huil, as jy sien, die plekkie is nog steeds leeg. Dis oukei om te huil, Eddie, Elena, die familie, dis oukei. Julle mag gerou. Maar hierdie gee vir ons 'n troosting, doen dit nie. Dat Jesus weet waardeur jy vandag gaan. Jesus weet waardeur jy gaan. Hy het ook hierdie verlies ervaar. Hy het dit gevoel. Hy weet wat dit is, wat dit bring. En die hartseer wat die dood bring. Die Bybel sê vir ons, en hierdie is ook vertroostende woorde vir my, die Here is naby die wat gebroken van hart is. Is dit nie vertroostend nie? Almal wat hier sit vandag is gebroken van hart. En hierdie is 'n belofte dat die Here naby julle is vandag. En hy verlos die wat versla is van gees. Maar ons moet nie hoop verloor in hierdie tyd nie. Ons moet aan die hoop vashou wat Martha gehad het. Toe sy Jesus daar op die pad ontmoet het. Die hoop dat Mariaan ook op die laaste dag weer sal opstaan. Jesus het die dood as 'n slaap beskryf hier in hierdie verhaal, het julle dit gesien? Hy het vir sy disippels gesê, ons vriend Lazarus slaap. Hoekom het hy dit beskryf as 'n slaap? As jy gaan slaap in die aand, wat is die volgende ding wat jy sien? Onthou jy hoe lank jy geslaap het? Tel jy die ure terwyl jy slaap? Ons doen nie, nee. Ons gaan slaap en die volgende ding wat jy sien is die son wat weer deurskyn deur die venster. Dis hoekom Jesus dit as 'n slaap beskryf. Want die volgende ding wat Mariaan gaan sien is as Jesus deurbreek deur die wolke. Wanneer die grafte oop gaan, wanneer ons verander gaan word. Dis die volgende oomblik wat sy gaan ervaar. Ons moet die hoop hê wat Martha gehad het. Maar dit was nie net Jesus wat die dood beskryf het as 'n slaap nie. Daniël 12 vers 13 sê die engel vir Daniël, hierso in Daniël 12, sê die engel aan Daniël, en jy gaan heen na die einde. Want Daniël wil baie graag geweet het, wanneer gaan al hierdie dinge gebeur wat ek gesien het, en die engel sê vir hom, jy hoef nie hieroor te worry nie. Jy gaan heen na die einde, en jy sal rus, en weer opstaan, tot jou bestemming, wanneer? Aan die einde van dae. Selfde wat Jesus gesê het. Selfde wat Martha geglo het. So sal daar 'n groot reunie wees
by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Kom ons gaan terug na ons verhaal in Johannes 11, want Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en in vers 26 sluit hy af en hy sê, glo jy dit? Glo julle dit vandag, dat Jesus is die opstanding? Dus vermaan Jesus ons vandag, ons wat nog leef, om 'n vaste verhouding met hom aan te knoop. Want net die wat in Jesus is, sal die ewige lewe sien. Net die in Jesus sal deel wees van daardie groot reunie, as Jesus terugkeer op die wolke. Dus is daar iets wat ons kan leer, en iets baie spesiaal wat ons kan leer uit Mariaan se lewe ook, en haar afsterwe. Daar is eintlik 'n vermaaning vir ons vanoggend. Mariaan was jonk, eintlik veel te jonk om te sterf. Ek glo ons almal stem saam. Sy was veel te jonk. Maar ons wat agterbly, het nog ons lewens voor ons. En ons weet nie hoe lank nie. Met Mariaan het ons 'n les gesien, dat baie keer dit te vroeg kom. So wat se vermaaning is daar vir ons? Dat môre is nie verseker nie. Dit is nou die tyd. Dit is nou die tyd om 'n verhouding met Jesus aan te knoop. Want hy is die opstanding en die lewe. Slegs in hom is daar lewe. En ek wil 'n vraag by julle los vanoggend. Hoe lyk jou verhouding met Jesus? Hoe graag wil jy Mariaan weer sien? Hoe graag wil jy deel wees van daardie reunie? Dink julle nie dit sal die beste geskenk wees met die opstanding, dat Mariaan elkeen van julle kan sien nie? Sal dit nie die beste huldeblyk wees nie? Ek bid dat elkeen van ons daar sal wees. Elkeen van ons in die opstanding sal wees. Kom ons bid saam. Here, ons is so dankbaar vir u woord. Ons is so dankbaar vir al die beloftes daarin. Ons voel die intense liefde. Dit is vertroostend om te weet dat ons God en ons Verlosser Jesus Christus weet waardeur ons gaan. Dat hy ook die stampe en die stote van hierdie lewe ervaar het. Dat hy ook die verlies ervaar het wat die dood bring. Maar dankie dat ons op u kan vertrou, dat u naby elkeen van ons is, wie se harte vanoggend gebroken is. Ek bid, Here, dat Mariaan se nalatenskap nie net altyd sal onthou word as 'n verlies nie, maar ook as 'n aanmoediging. 'n Aanmoediging om ons hand in Jesus se hand te sit. Vir die wat dit klaar gedoen het om hulle hand in Jesus se hand te hou, en vir die wat nog nie die besluit geneem het nie, om hulle hand in Jesus se hand te sit. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n liedjie van hoop. Ek het vir julle nie 'n bedroewige liedjie gekies nie, maar eene wat pas by die hoop wat ek met julle gedeel het. En dit is my lewenshoop het ek gegrond. Kom ons sing hom staande. So het ek gegrond op
vesting sal vergaan, elk ander vesting sal vergaan. As duisternis my van hom skei, dan weet ek Jesus sal my lei. Al rol die bare hoog en blou, hy is die anker wat my hou. Hy is die rots waarop ek staan, elk ander vesting sal vergaan, elk ander vesting sal vergaan. Sy liefdesjeed, sy vrede dood, versterk my in die uur van nood. As alles om my heen versink, dan sal my lied oorwinnend klink. Hy is die rots waarop ek staan, elk ander vesting sal vergaan, elk ander vesting sal vergaan. Dankie, julle kan maar sit. Ek gaan nou vir Eddie kans gee vir die bedankings. Jy kan sommer hierbo kom staan. Dankie, leraar. Namens die hele familie wil ons opregte en innige dank uitspreek aan elke persoon wat gedurende hierdie moeilike tyd ondersteun en bygestaan het met Marianne se afsterwe. Aan Dr. Singh, baie dankie vir die sorg, deernis en toewyding. Het Marianne met waardigheid en respek behandel. Ons sal dit altyd onthou. Aan die verpleegpersoneel van die Lenmere Hospitaal, baie dankie vir die versorging en ondersteuning wat hulle aan Marianne en ons familie gegee het. Ons wil ook op ons regte waardering uitspreek aan Afwop en A3, asook elke persoon wat by die reëlings en dienste betrokke was. Dankie vir julle professionele diens, empatie en ondersteuning wat gehelp het om Marianne met waardigheid te kon groet. 'n Spesiale woord van dank aan die AGS Kerk vir julle liefde en ondersteuning en die beskikbaarheid van die kerkgebou en vir die kerkgedenkdiens. Julle omgee en gasvryheid wat vir ons baie beteken. Ons wil ook vir leraar Herman van die SDA gemeente in Hoedspruit hartlik bedank. Dankie dat u die moeite gedoen het om te reis. Dis 'n plesier. Ons familie te ondersteun en om 'n diens met soveel liefde en troost te lei. Woorde van hoop, geloof sal altyd in ons harte bly. En al die familie, vriende en geliefdes wat van ver, naby en ver gereis het om saam met ons afskeid te kan neem. Baie dankie. Julle teenwoordigheid, gebede, boodskappe en oproepe en elke daad van liefde en ondersteuning het ons deur die moeilike tyd gedra. Terwyl ons harte swaar is, bid ons troos uit die liefde wat ons van soveel mense ontvang het. Ons sal dit nooit vergeet nie. Mag God elkeen van julle ryklik seën en vir julle liefde, omgee en ondersteuning. Met opregte dankbaarheid van myself, Eddie, seun Eddie, en dogter Elena en die Pretorius familie. Dankie. Dankie, Eddie. Dit was 'n voorreg. Ons het nou die liedjie Amazing Grace.
ons staan. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already gone. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we know there's days to sing God's praise, and when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I Mag ons almal hierdie lied in ons hart hê, dat die Here ons gevind het. Ek gaan op hierdie oomblik die draers uitroep, en dan gaan ons daarna die kus toe beweeg. Die draers is Eddie, Michi Strydom, Renay Pretorius, Katinka Pretorius en Shanay Pretorius. Ons sal nou na die kus toe beweeg.
Oh, a woman tried many physicians, yes she did, yet grew worse. So to Jesus she came, and when the crowd tried to restrain her, she whispered these words through her pain. Yes, she did. Touching Jesus is all that matters. Then your life will never be the same. You see, there's only one way you can touch him. Oh, just believe when you call on his name. You know, I was bound.